Gesê. Maar wat God hom gebruik het, ten spyte van sy sterkpunte en sy swakpunte. Ons ken hom as die profeet wat vuur uit die hemel laat neerdal het. Maar vandag wil ek hê ons moet kyk na die man, Elia, die man agter die wonderwerke. Die ou wat moeg geword het. Die ou wat opgegee het. Die ou wat weer moes leer luister. En die man wat God weer moes leer vertrou. Ons het net geluister in die laaste sang. Oeps. Moet ek liewer daar aan die ene van? Okay. Voor ons aangaan, ons het net geluister in die laaste sang. God kom deur generasies. Hy is fondasie. So Here, leer ons vandag die storie van Elia, dat hy nog altyd daar was. Hy gaan nog altyd daar wees. Hy lei ons baie keer op paaie wat ons nie verstaan nie. Maar alles op die ou end is ten goeie van U. Kom luister ons ore vandag. En maak ons harte oop vir hierdie storie. In Jesus naam, amen. Voordat God Elia in die openbaar gebruik het, het hy hom gaan wegsteek. Hy het hom privaat gevorm. Ons ken Elia van die berg Karmel. Ons ken Elia van die vuur uit die hemel. Ons ken Elia wat voor konings gaan staan het. En baie keer aangevat het, baie serieus. Maar daai Elia het nie op Karmel begin nie. Hy het begin hierso. Hier by die spruit. 'n klein spruit, 'n plek met die naam van Krit. So God sê vir hom, gaan weg hier vandaan, draai oos en gaan kruip weg by die spruit Krit. Gaan kruip weg. Nie gaan vat mense aan daar, nie gaan kruip weg. Dis oos van die Jordaanrivier. Nou, as ek eerlik is, spruit, gaan kruip weg by die spruit. Dis nie, ons hou van Karmel, waar die groot goed gebeur het. Ons hou van die groot oomblikke. Ons hou van die oorwinnings. Laat ons speel, is reg. Die kindertjies na my toe. Maar ons is nie daar om applaus te verdien nie. Ons is nie daar om gebou te word waar mense ons sien nie. Ons Here hou ons eenkant. God doen sy belangrikste werk hier so by Krit. Ons vir my oor later fit. So wanneer niemand kyk nie, wanneer niemand applaus gee nie, wanneer niemand weet wat aangaan nie, in die geheim. Want voordat God hulle gebruik, vorm hy hulle eers. Voor God iemand openbaar maak, werk hy eers in die geheim. Kyk nou wat God hier leer. Afsondering, afhanklikheid, gehoorsaamheid, roeping wat ryp word. En dit word stadig ryp. Elia leer dat die bron nie sy voorsiener is nie. God is. Daai kraai wat daar onder in die hoek sit, dis nie sy voorsiener nie. God is. Die water is nie sy voorsiener nie. God is. Daar is die Pieter. Ek sien hom, ek het reg sien. Ek sien hom nie hart en tyd lig. En baie van ons wil hê, God moet ons eers Karmel te stuur. Ons moet eers by Krit gaan draai. En toe gebeur daar iets. En ek sit by Krit. My spruit wat God voorsien het, terug op.
So na 'n verloop van baie dae, toe droog die spruit op, hier sit hy. Wat gaan ons doen as ons daar sit? Ons het water gehad, ons het alles gehad, maar nou is daar niks. Toen baie van ons het al gestaan by 'n opgedroogde spruit. 'n werk wat nie meer werk nie. Plan wat nie meer werk nie. Seisoen wat verby is. En wat sê ons? Here, wat gaan nou aan? Mayday. Absoluut hoor. Maar die probleem is nie dat God weg is nie. Die probleem is die seisoen het verander. Ja. Want wat jou by Krit gebring het, gaan jy nie noodwendig verder vat. So kyk wat die Lea hier leer. Weer eens, voorsiening. Wag. Daar moet beweging kom. Ons 'n nuwe seisoen. So voordat God die volgende deur oopmaak, wat doen hy? Hy vat weg. So wanneer God 'n bron sluit, berei hy al klaar die volgende een voor. Is al klaar daar. Ons moet gereed wees. So vir Elia die spruit opgedroog. Vir ons lyk dit dikwels anders. Ons spruit het ander name, werk, sekuriteit, gemak, rigting. Duty. Dan kan ons kyk wat hier aangaan. Dis die goed wat ons begin staat maak. Die goed wat vir ons voorspelbaarheid gee. Die goed wat vir ons veilig laat voel. En dan wat? Wat gebeur het? Die werk verander, inkomste verander, plan verander, die seisoen verander. En skielik voel dit of die grond onder jou voete uit is. Ek was daar, seker van baie van ons is daar gewees. Maar kyk wat gebeur volgende. Die spruit opdroog, het God nie opgehou praat nie. God het net weer gepraat. Maak gereed, gaan na Sarfat. Wat dan sit ontwoord en bly daar. En daar het hy weduwee opdrag gegee om vir Elia te onderhou. Die volgende stappe. So die opgedroogde spruit was nie einde van die verhaal nie. Dis die begin van die volgende hoofstuk. En baie keer fokus ons op wat ons verloor het, terwyl God reeds besig is om ons te wys waartoe om te beweeg, rigtingwysers. Ja, waar staan ek? Tot nou toe was het Elia se storie dalk maklik om op iemand anders toe te pas. En die volgende gedeelte is vir my persoonlik. Daar was 'n tyd wat my eie kruk begin opdroog het. Nie in die vorm van 'n spruit nie. In die vorm van my gesondheid. So vir jare het ek gedink, ja, ek is in beheer. Ek kan eet wat ek wil. Ek kan drink wat ek wil, ek kan leef soos ek wil. Maar die rekening kom altyd. Het gebeur nie oornag nie. Het begin stadig. En dan skielik, leefstyl wat agteruit gaan. Agteruitgang het gesondheidsprobleme geword. Gesondheidsprobleme het 'n krisis geword. En daar staan my datum. Hy is daar weggesteek daar. 24 Januarie 2023. Toe lyk ek so. Ek het nie nek gehad nie. Kopbostuk. Maar daar staan 'n syfer daar. Nou, net om die syfer in perspektief te bring. Die bloedsuiker moet tussen 4 en 8 wees om gesond te wees. 17.8. Hy was hoër gewees die begin van daai jaar. En daai nommer het my wakker geskrik. Want 'n dokter het 'n naam gegee daarvoor.
tipe 2 diabetes. En die dokter se eerste voorstel is, jy gaan spuit, jy gaan insulien spuit. Ek wou nie, ek was nie gereed daarvoor nie. Ek het te veel mense se stories gehoor oor insulien. En te veel mense het gesien, te veel mense gesien wat gebeur daarna, hulle kom nie af van insulien af. En as hulle begin het, dit raak nie beter nie. En my gedwing om 'n vraag te vra. Wat as die probleem nie suiker is nie? Wat is die probleem die leefstyl was wat my hier gebring het? Was ek 'n rentmeester van my lewe? En dit is die begin van 'n heeltemal ander gesprek. Regte kos, regte rentmeesterskap, stewardship, regte verantwoordelikheid. En interessant genoeg gaan ons later in Elia se verhaal sien dat God se antwoord op uitputting kos is. Natuurlike goed. Wanneer ons die woord afgod hoor, dink ons gewoonlik aan iets soos Baal. Daai goue beeld, 'n altaar, mense wat daar verbuig wat op Karmel was. Maar die waarheid is dat die meeste van ons nog nooit voor Baal gebuig het nie. Tog beteken dit dat ons nie afgode het nie. Elia se vraag op Karmel was eenvoudig. Hoe lank hink julle op twee gedagtes? As die Here God is, volg hom. Maar as Baal dit is, volg hom. Moenie albei probeer aandien nie, of aanbid nie. Met ander woorde, wie is regtig op jou troon van jou lewe? Met ander woorde, enigiets wat God se plek inneem, kan uiteindelik afgod word. So vir party mense is dit geld, vir ander is dit gemak, vir ander is dit status, vir ander is dit sukses. En vir baie mense vandag is dit skelms. Elektroniese leiband. Vir baie vanoggend hulle oopmaak as hulle voor hierdie ding. Tot vanaand as hulle gaan slaap as hulle voor daai ding. Vandag as hulle wakker word en hulle weer voor die ding. Die probleem met 'n afgod is dat dit nie altyd sleg begin nie. Die probleem is dat dit stadig God se plek begin neem. Ons begin ons sekuriteit daar soek, ons identiteit daar soek, ons waarde daar soek. En voordat ons dit besef, vertrou ons meer op die gawe as op die gewer. Ons het daai gehoor by Krit. Hier is die spruit is droog. Ons vertrou op die spruit en die kraaie en die manna wat vir ons aangebring word. So dis hoekom Karmel nooit eintlik oor die vuur gaan nie. Dit gaan oor wie op die troon lê. Of op die troon sit. Wat jy die meeste vertrou, word uiteindelik jou God. Die klein liedjie gee. Karmel, hoe is daar? So alles waarna ons tot dusver gekyk het, bring ons by hierdie oomblik. Krit, die opgedroogde spruit, die weduwee, die droogte, die afgode, en nou staan Elia op Karmel. Maar die arme man staan hier eenkant. Daar is sy dienaar ook by hom, ons weet nie wat sy naam is nie. Sy dienaar, hy is alleen. Kyk al hierdie honderde ouens wat hier staan en dans om daai goue beeld daar. So aan die ander kant so is nou die klomp 1, 2 teen honderde. Nie goed gelyk vir hom nie. Ek sou bang gewees het. So, God het nooit 'n meerderheid nodig om God te wees nie. Ja. So doen Elia,
hou maar besig, hy bou die altaartjie hier so een kant, die groot ding daar, hy bou maar hier so, hy gooi die water, maak die graf daar om seker te maak, is daar nie, wat nie dink hy cheat nie. Of God cheat nie. En wat doen hy toe? Hy bid. Nie 'n lang gebed nie, nie 'n indrukwekkende gebed nie, net 'n eenvoudige gebed. En God antwoord. Nie Baal nie, God antwoord. En hy antwoord met vuur, wat almal kan sien. Maar die vuur is nie die belangrikste gedeelte hiervan nie. Karmel gaan nie oor hoe groot Elia se geloof was nie. Karmel gaan hoe groot God is. Die volk val op hulle aangesigte neer en roep uit, die Here, hy is God, die Here, hy is God. God deel nie sy troon met ander gode nie. Vroeger of later, met die ander gode, sien wie die ware God is. En wanneer dit gebeur, word dit baie hard en duidelik gemaak wie daai troon sit. So Karmel is verby, mense het nou weer gedraai na Here toe, en daar is nie reën nie, daar is eers droog. So as ons die storie geskryf het, dan sou seker daar geëindig het by Karmel. So die droogte is verby nie, vuur het geval, die reën het nog nie gekom nie. En wat doen Elia? Hy moet maar weer die berg klim. As hy nog gefight en seker moeg, dan moet hy weer die berg klim. Maar hy gaan nie vra vir vuur nie, hy het die teenoorgestelde. Hy het die vuur gekry, en dan moet hy gaan vra vir reën. En die arme ou bid, nie een keer nie, nie 2 keer nie. Weer en weer en weer. En sy dienaar moet maar hardloop. Nie moet nog hoor klim, nie moet gaan kyk. En elke keer kom dieselfde antwoord terug, dat is niks. Dat is niks. En hy was moer gewees as Elia op die ouwe. Geen wolke nie, geen reën nie, geen teken dat enigiets gebeur nie, niks. Ons kan hol uitblik. Ons vra, en ek dink, ek kan net in die ceiling vast, ag niks verder nie. En ons bid, ons vertrou, ons wag en dan niks. Maar die afwesigheid van sigbare beweging beteken nie dat ons afwesigheid van God se werk nie. Wat gebeur toe? 7de keer. Kyk, daar trek 'n wolkie uit die see op, so groot soos 'n man se hand. Ek vra vir reën jou. Dit lyk nie soos 'n is nie 'n reënwolk nie. Maar vir Elia was dit genoeg. En daai wolkie beteken, hier kom groter wolke, hier kom reën. Dit begin groter word, al hoe groter. Wat beteken dit? Wat kry ons daar uit? Volhardende gebed, sien wat haastige oë mis. Hy kon opgegee. Nee, hier is die wolke nie, ons gaan aan. Nee. Hy het gebly bid. So party van ons wag vir reën, en dalk moet ons eers die wolkie raak sien. En toe kom die reën, en dan gebeur iets wat my altyd verras binne in hierdie verhaal. Vuur het geval, reën het gekom, oorwinning is behaal, en tog stort Elia neer. Hy crash. Dis amper asof die liggaam uiteindelik die rekening gestuur het.
Al die spanning, al die druk, al die verantwoordelikheid, dit al min. Hy loop die woestyn in. Ek lyk nie heeltemal as die woestyn, maar hy loop die woestyn in. En hy gaan sit onder 'n besembos. Ek kom so kyk daar, hy's op. En hy sê vir die Here, dit is nou genoeg. Hy vra nie vir weer nie, hy vra nie vir nog krag nie. Hy sê, Here, ek is nou klaar, op, ek gee oor hierso. Selfs die groot profeet, selfs die man wat kan mel en die Baal profete oorwin het, selfs die man wat vuur uit die hemel afgebid het. Hy kom by 'n punt waar hy niks meer het nie. Hy is klaar. En ek dink baie gelowiges voel skuldig wanneer hulle moeg raak. Hulle nie nog. Hoe moet aangaan? Ons dink genoeg geloof, as ons genoeg geloof het, sal ons nooit uitput nie. Maar die lees 'n verhaal wys ons iets anders. Groot geloof maak jou nie minder mens nie. Groot oorwinnings beskerm jou teen uitputting nie. Selfs die sterkes het soms niks meer om te gee nie. Maar dis nie 'n verhaal van mislukking nie. Dis 'n verhaal van menswees. En dit is waar God een van die belangrikste lesse in die hele verhaal vir ons gaan leer. Nie oor bediening nie. Nie oor wonderwerke nie. Nie oor vuur nie. Maar oor herstel. Ek gaan vra dat ons die video pause hierso. Dis die I think about Elijah after the fire, after the miracle, after heaven answered, and he still fell apart. Die vuur het geval, die reën het gekom, die wonderwerk het gebeur, en toch stort hy ineen. Even strong men get tired. Elia ook. Ek ook. Jy ook. En dit bring ons by die volgende gedeelte van die verhaal. Ons leef in 'n wêreld wat altyd meer van ons vra. Meer werk, meer verantwoordelikheid, meer prestasie, meer besig wees. En die gevaar is dat ons begin dink besig beteken gesond. Maar dis nie dieselfde ding nie. Uitbranding gebeur nie oornag nie. Dit gebeur stadig. Oorlading, energieverlies, aanhou hardloop en dan ineenstorting. Dit gebeur stadig. Dit is die eerste 3 dae sien die mense nie raak nie. Wat sien hulle gewoonlik? Die ineenstorting. Jy het in mekaar geval, het nie lekker nie. Maar hulle sien nie die maande of jare wat het vooraf gegaan het. Die extra werk, die swak besluite, die uitstel van rus, die gedagte van ek sal later daarna kyk. En dan kom maar 'n dag, waar die liggaam sê is genoeg. Dis kom Jesaja sê, jong manne word moeg en raak afgemat. Jong manne struikel en val. Nie omdat hulle swak is nie. Omdat hulle mens is. Ek dink baie mense dra vandag meer as wat God ooit bedoel het hulle moet dra. Werk, finansies, verhoudings, verantwoordelikhede. En wat doen ons? Ons hardloop aan die aan. Tot die battery leeg is en dan probeer ons nog verder hardloop. Maar ek sê, die liggaam stuur altyd die rekening. En dit is belangrik om te verstaan, uitbranding is nie altyd 'n teken van swak geloof nie. Baie keer is dit 'n teken dat ons menslike perke geïgnoreer het.
Elia was nie swak nie. Hy was moeg. As ek hierdie verhaal geskryf het, dan sou God waarskynlik vir Elia 'n preek gegee het hierso. Miskien 'n les oor geloof, miskien 'n les oor volharding, maar dis nie wat God gedoen het nie. Elia lê onder die besembos. Hy is uitgeput, hy het niks meer nie. Hy kan niks meer gee nie. En God se eerste antwoord is verrassend eenvoudig, staan op en eet. Nie bid harder nie, nie glo harder nie, nie dien harder nie, eet. En dan gee God vir hom water. Dan laat God hom weer slaap. En dan eet hy maar weer. God herstel die mens voordat hy die bediening herstel. Ek dink baie van ons probeer die rolle omruil en die goeders verkeerd om doen. Ons probeer eers funksioneer, eers dien, eers volhou en ergens later sal ons rus. Maar God werk anders. God begin by die fundament. Eet, drink, slaap, herstel. Klink amper eenvoudig. Maar soms is die mees geestelike ding wat jy kan doen, is om te rus. Hierdie is so van toepassing op my ook. Dis nie 'n wonderpil nie. Nie nog 'n kitsoplossing nie. Terug by die basiese goed, regte kos, regte gewoontes, regte rentmeesterskap. God se antwoord op uitputting is nie altyd meer inspanning nie. So nadat Elia herstel het, gebeur iets interessant. God stuur hom weer terug, nie dadelik nie. Hy stuur hom na Horeb toe, die berg van ontmoeting. Die berg waar Moses ook vir God ontmoet het. Dit is 'n gunsteling plek van God gewees daai tyd. En daar in 'n grot gebeur iets wat ek baie keer miskyk as ek die verhaal lees. God begin nie deur vir Elia instruksies te gee. God begin met 'n vraag. Wat maak jy hier so, Elia? God het lankal die antwoord geken. So, dit was nie vir God wat die vraag gevra is nie, dit was vir Elia. Ons is die belangrikste vraag nie, wat moet ek nou doen nie? Die belangrikste vraag is, hoe het ek hier gekom? En Elia begin vertel. Van die druk, van die teleurstelling, van die eensaamheid, van die gevoel dat hy alleen was, en alleen oorgebly het, want al die ander profete van God is doodgemaak deur daai tyd. En ek dink, baie van ons ken daai gevoelens. Die gevoel dat niemand regtig verstaan nie, die gevoel dat jy alleen dra, die gevoel dat jy die enigste een is wat nog probeer. Maar Horeb gaan nie oor Elia se antwoord nie. Want God het hom nie na Horeb gebring om weg te stuur nie. God het hom na Horeb gebring om weer te ontmoet. God ontmoet ons nie in oorwinnings nie. Hy ontmoet ons ook in die vlug. Hierdie stukkie. So Elia is daar, hy wag vir God. En dan gebeur iets wat ongelooflik is vir my. Dan kom 'n geweldige wind. Maar die Here was nie in die wind nie. Dan kom 'n aardbewing. Groot goed.
Die Here was nie in die aardbewing nie. En toe kom maar 4. Dit is nog genoeg, ons luister van 4 vroeër, die Here was nie in 4 nie. En dis waar ek gewoonlik verwag het God moet wees in die 4. In die groot oomblikke, in die dramatiese oomblikke, in die wonderwerk oomblikke, maar God verras Elia. Na die 4 was daar die gesuis van 'n sagte stilte. Nie geskree nie. Nie 'n bevel nie. Nie 'n vertoning nie. 'n Fluistering. Ek wonder hoeveel keer mis ons God. Dan moet ons iets groot verwag. Terwyl ek klaar luister, saggies praat met ons. In die gewone, nie in die buitengewone. So in sy woord, in die gebed, in die stilte, in gehoorsaamheid. God praat dikwels die hardste, en hy die sagste praat. En die vraag is nie of God praat nie. Die vraag is of ons nog luister. En dan kom ons by die einde van die verhaal. Ja, of ten minste, dis waar ons dink die verhaal moet eindig. Elia het deur Krit gegaan, die spruit het opgedroog, hy het die weduwee ontmoet, hy het die afgode gekonfronteer, hy het die vuur uit die hemel gesien, hy het vir reën gebid, hy het uitbranding beleef, hy het onder die besembos gelê, God het hom ontmoet by Horeb, en hy het die fluistering gehoor. Het is al klaar, groot verhaal. En nou verwag ons amper dat God vir hom gaan sê, goed gedaan, knap gedaan Elia, jy kan maar nou aftree. En dis nie wat God sê nie. God sê, gaan terug met jou pad, deur die woestyn na Damaskus toe. Met ander woorde, ek is nog nie klaar met jou nie. Elia se storie eindig nie by sy moegheid nie. Dit eindig nie by sy mislukking nie. Dit eindig nie by sy vrees nie. Dit eindig nie eens by Horeb nie. Want daar is nog 'n opdrag. Daar is nog werk, daar is nog mense wat hy moet beïnvloed. En ek dink dit is die boodskap waarmee God ons vandag ook huis te stuur. As jy nog hier is God nog nie klaar met jou nie. Nie met Elia nie. Nie met my nie. Nie met jou nie. Daar's nog genade. Daar's nog groei. Daar's 'n volgende stap. Daar's 'n volgende opdrag. Jou storie eindig nie waar jy dit wil gehad het. Jy's nog hier. God is nog nie klaar nie. Amen.